Glenda Adams. Sy het ons verlaat op die 4de Desember en op 1 April 1960 is sy gebore. En my tema vir hierdie oggend is leef in liefde, want môre is nie gewaarborg nie. Mense nie een van ons weet of môre regtig hier gaan wees nie. Ek het gisteraan nie gedink ek gaan vanoggend maak. Ek is eerlik met julle, ek het my bloeddruk is hoog en my koors is hoog en alles is net hoog, maar ek sê dankie vir die Here dat ons vanmôre hier saam kan wees en dat ek krag gekry het. Ek het vir die kinders gesê, julle bid nou maar vanmôre vir my vir krag. Want ek kry nie pastoor aan die hande om te preek nie en ek het gedink as 6 raai is gaan ek wel vra om die woord te bedien, maar is nou ons voorberei en ek weet nie sy gaan baie daarvan hou moet. Sy gaan nie die wees vir my, die gaan nie. Is jy reg? As hy. Psalm 116, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Nou gemeente, familie en vriende, ons het vandag hier saam gekom met harte wat swaar is, maar ook met harte wat soek na hoop. Elkeen van ons het daai hoop wat ons graag wil hê. Daai hoop wat ons hoop vir môre dat alles beter sal gaan. En dan kom ons nie by mekaar uit om afskeid te neem nie. Weet jy dat baie mense verlaat ons en dan het ons nie daai tyd gevat om afskeid te neem nie. Wie was al in daai plekkie die tyd gehad vir afskeid neem nie? So ons moet onsself herinner daaraan dat ons die waarheid van God se woord, dit is die waarheid, die enigste waarheid. Vandag eer ons vir die lewe van Tannie Glenda Adams, 'n lewe wat God geken het. Weet julle, die laaste ruk het sy van gesê, sy wil die Here se stem hoor. Sy wil so graag net al haar verkeerde dinge laat los. En weet julle wat? Sy het dit gelos. En sy het reggemaak. Toe sy daai beroerte kry, toe is sy reeds reggemaak. Maar baie van ons het nie daai eer en voorreg om 'n geleentheid te kry waar ons kan regmaak nie. Haar geboorte van 1 April 1960, by die huis, waar sy huis toe is op 4 Desember. Ek moet vir Sandra sê, ek weet nie, hoe sou ek het gemaak het? 64, sorry, 1961, sorry. Ek weet nie hoe sou ek het gemaak het, as Sandra nie my bygestaan in daai dag nie. Alhoewel sy my met die reisstoel daar af het in die pad, is dit ook maar oké. Maar ek wil dankie sê vir alles wat vir ons gedoen is hierdie afgelope tyd. Vir Louis wat elke keer my hospitaal toe gevat het, waar ons elke keer guns gekry het. Weet jy dat die Here se guns is so op ons lewe? Ons besef nie die guns wat hy vir ons het nie. Ons besef nie altyd daai guns nie. Ons het nie daai guns nie. En dan is daar 'n gedenkdiens en 'n erediens wat selfs in ons seer bly God waardig om aanbid te word. Kom ons buig ons hoofde en ons klink saam. Ons Vader, Here, ons kom vandag by mekaar, Here, hier waar daar die krag is, die Here, hier waar ons nat gereën het, Here, maar ons kom met blydskap in ons harte, want ons weet, ons het vandag nodig om afskeid te neem van 'n ons mensie wat altyd reg was, vergeet. Here, daar waar sy gesit het met haar pensioen wat uitbetaal, want sy sê, sy is die eerste, sy gaan haar goedjies kan koop en dan koop sy gewoonlik vir die ander mense ook. Here, ons seën haar vir wie en wat sy was, en ons wil vir u loof en ons wil u prys vir die merkwaardige mens vir wie sy was, waar haar veranderinge gekom het, fenominale veranderinge, Here. Daar waar sy so baie dingetjies gehad het wat sy van moes afskeid neem. Here, wil ons dankie sê daarvoor, ons wil dankie sê vir haar lewe. En Here, hier waar hierdie diens begin, vra dat die gees van sitplek na sitplek sal beweeg, en dat dit nie 'n woord is direk van myself nie, maar direk uit die troonkamer vir elkeen van ons, Here. Ek wil u loof en ek wil u prys, dat u is wonderbaar, om geliefd te wees. Here, ons het so baie om voor dankbaar te wees, en ons wil u dankie sê daarvoor. Here, dankie dat ons 'n generator het wat kan werk terwyl ons diens het. Here, dankie vir reën wat val, die aarde nat maak, Here. Dankie vir alles, Here. Ons wil net vir u sê,
dankie, dankie, dankie. Spirit in U naam alleen. Amen en amen. Nou Geraldine gaan ons 'n liedjie sing. Ek gaan net ons vorentoe kom Geraldine, sê reg. Ek weet nie waar sy okay. Gaan julle my verskoon, ek gaan net hier sit, okay. Julle kan staan as julle wil saam sing. Julle hoef nie te luister nie, julle kan saam sing. En
Want ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou.
God Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Dankie ons Hemelse Vader vir die voorreg wat ons het om net vanmôre stil te kan raak voor U. En dis die Heilige Gees wat U oorneem. U weet, Here, wat hier vanmôre moet gebeur. En ek kom staan vanmôre totaal en al afhanklik van U. Met geen agenda, Here, alleenlik om die stem van die Here te hoor en te sê dit wat U wil hê ek moet sê en te spreek uit die diepte van die Heilige Gees, bron van krag. Ons gee hierdie diens in U oor, Here. Salf my lippe met 'n koel van vuur in Jesus naam. Amen. Ek sê vir julle vanmôre almal baie welkom. Om die nader, as ek kan julle my nou beter hoor. Ek sê vir julle vanmôre almal baie welkom hierso. En ons bid dat Pastor Martie vinnig beter sal voel dat die Gees van die Here wat genesing bring nou oor haar sal wees in Jesus naam. Ek gaan een van hierdie blaadjies van Tannie Glenda vat en ek gaan hom vir ons lees. Ou Tannie Glenda, ek sê vir Tannie Glenda, ek is 2 jaar jonger as sy. So Tannie Sesra. Ek het vanmôre besef is 2 jaar ouer as ek. Maar ek sien nou die eerste dag in die saal wat ons daar in die NG Kerk was, wat hulle gekom het vir Inerie en Tannie Glenda met haar kerretjie. Ag, en sy was so toegewy en sy was so ywerig gewees. Dit was my voorreg gemaak het. Vandag herinner ons daaraan hoe broos die lewe is. Ons asem, ons tyd, ons saamwees, alles is genade. Wat bly is nie ons besittings of ons prestasies nie, maar die liefde wat ons gegee en ontvang het. Laat ons daarom leef met oop harte, vinnig om te vergewe, stadig om kwaad te wees en altyd bereid om lief te hê. Sê vandag wat gesê moet word, omhels vandag, maak vrede vandag. Want môre is nie gewaarborg nie, maar liefde laat 'n nalatenskap wat die dood nie kan wegneem nie. En dit is so waar. As ek kyk na my lewe die afgelope 4 jaar, ek vat net die 4 jaar waar ek 'n besluit in my lewe geneem het. Here, tot hier toe en nie verder
jy's ongelukkig wanneer jou liggaam oppak en ongelukkig wanneer jy in so 'n toestand kom dat die Here eintlik regtig met jou kan werk. Want voor dan is die eie ek en die eie self en die eie op die troon gesit. Dat jy nie kan kom daar waar God jou wil hê en te sê, Sesra, raak 'n bietjie stil. Sesra, staan net vir my 'n bietjie stil op 'n plek dat jy kan weet ek wil eintlik nou met jou werk. Hy klop lankal aan jou hartsdeure. Hy klop lankal al om te vergewe. Hy wys jou lankal die gevaartekens, maar nee, jou stubbornheid, jou trots, jou eie ego, jou eie selfbeeld is so op die troon dat God nie by jou kan uitkom nie. Maar wanneer jy in daai put gaan lê en wanneer jy regtig niks het nie en jy sê, Here, tot hier toe en nie verder nie, dis dan eintlik eers wat God met jou kan werk. Want dan gaan jy nie meer uitstel nie. Dan gaan jy nie meer sê, Here, ek kan nie dit nie, of ek wil nie dit nie, ek moet eers môre dit en ek sal eers dit. Maar as jy op daai punt kom waar jy sê, genoeg is genoeg, dan sê jy, Here, dop my om. Dop my om. Die môre het die Here is 'n profetiese woord gegee en sy woord was so eenvoudig. Hy het my hande so gevat en hy het gesê, sê vir die gemeente, dop julle harte om, sodat ek kan sien wat hier binne aangaan. Dop jou hart om. En weet jy, dit het reperkusies in die hele gemeente gehad. Want hulle was nie bereid om te dink dis wat die Here gesê het nie, maar die Here het toe die dopwerk ook kom doen. En daai gemeente is omtrent uit mekaar uit, want die harte wat vol was van haat en haat en verbittering en afguns en jou en al sulke goed, het toe uitgekom. Wat is regtig in jou hart? Hoekom kan jy nie saam met jou broer sit nie? Hoekom kan jy nie vergewe nie? Hoekom is jy op die troon? Wat maak dat dit vir jou te moeilik is om gebeure wat in die verlede gebeur het te vergewe? Daarna te kyk, perspektief te kry, wat het regtig daar gebeur? Gaan sit 'n bietjie, doen bietjie introspeksie. Hoekom is jy nou eintlik kwaad vir daardie persoon, vir daardie mense? En as jy bietjie jouself en jou trots en jou eie gewaan en jou eie seer bietjie uitvat en jy sit bietjie hier en jy kyk na die omstandighede waarin dit gebeur het, hoekom dit gebeur het, hoekom het daai persoon dit vir jou gesê, waarom het daai persoon dat gedoen, dan kan jy dalk sien, dit is dalk 'n stikkende mens wat daar gepraat het, as gevolg van dit en dit en dit en dit wat in daai een se lewe gebeur het, was dit sy uitlating. As gevolg van daai en daai en daai wat in haar lewe gebeur het, is dit hoekom sy hierdie dinge gepraat het. Nou kan jy terugsit en dink, okay, dis mense wat seer gehad het, ek kies om hulle te vergewe. Ek kies om hulle te vergewe. Dan kan jy loskom. Want om te vergewe, moet jy eerstens die stap gee en sê, Here Jesus, ek kies om vir Martie te vergewe. Ja, Here, dit was seer. Ja, Here, dit wat sy aan my gedoen het, was nie lekker nie. Ja, daai woorde het diep seer gemaak. Ja, dit het dit en dit gedoen. Maar Here, ek kies om haar te vergewe. En nou, môre oor môre kom dit en jy moet ietsies gaan doen en dan voel jy, nee, ek wil nie. Ek wil niks met daai vrou te doen nie. Dan het jy nie klaar vergewe nie. As jy niks met daai persoon te doen wil hê, het jy nie klaar vergewe nie. Wanneer jy vergewe dat jy klaar vergewe het, is dit wanneer jy beginne om vir daardie persoon 'n liefde te ontwikkel. Wanneer jy vir daardie persoon so 'n gevoel begin ontwikkel wat jy kan sê, Here, ek wil nie hê daardie persoon moet te sterwe kom sonder U nie. Here, kan nie sien, sy het nog moeilikheid, hy het nog moeilikheid. Here, ek tree vir daardie persoon in.
Here Jesus, ek wil hê dat U sy siel moet red. Stuur iemand op daardie een se pad om hom gered te kry. Wanneer jy daai gevoel kry om vir iemand te bid, dan kan jy eers regtig sê, ek het klaar vergewe. Maar wanneer jy nog met wrokkigheid in jou loop, wanneer jy met daai loop, want ek wil eerder jy moet vrek, ekskuus vir my woord hier op die kansel, dan het jy nog nie klaar vergewe nie. Dan is jou wrokkigheid nog nie uit jou hart uit nie. En eintlik wat jy doen, jy maak dat jou liggaam se selle siek word. Want emosies en die liggaam en die gees is een. Jy kan nie die liggaam, die siel en die gees apart hanteer nie. Dis 'n eenheid. Hy funksioneer saam. En as die siel nie kan vergewe nie, kan die liggaam nie gesond word nie. Want daai haat en daai bitterheid gaan sit in jou selle vas en jy word siek. Fisies in jou liggaam en jou organe word jy siek. So ek kom vanmôre met 'n woord van vergifnis. Dis 'n opdrag in die woord om gehoorsaam te wees. Dis een van die dinge wat die Here Jesus vir ons uitgestel het en gesê het, vergewe mekaar. En hy het ook op 'n plek gesê, wees vinnig om te vergewe. Be quick to repent. Vergewe, vra vinnig om vergifnis te kry, ook in jou eie lewe. Hoekom? Omdat die Here Jesus geweet het, wat die effek van sonde of onvergewensgesindheid in jou liggaam gaan hê. Baie keer hoor ons, hulle sê, jy kan nie verhoed dat die voeltjie oor jou kop vlieg nie. Maar jy kan verhoed dat daai voeltjie kom sit en nes maak op jou kop. Hoeveel van julle, letterlik gesproke, het voeltjies op julle koppe wat jou gedagtes so infiltreer het al met negatiewe gedagtes, met goed wat geen ewigheidswaarde het nie. Waarmee hou jy jou in jou gedagtes besig? Watter vrese, watter dinge hou jy jou in jou gedagtes mee besig? Wat nie ewigheidswaarde het nie, wat jou so van die wa aftrek, dat jy die punt mis van kom by die woord van God uit, kom by vergifnis uit, en kom by gehoorsaamheid uit. Toe Martie vir my daar sê, sal jy die woord bedien, het onmiddellik Hebreërs half by my opgekom. Ek het die boek Hebreërs, het ek nou die laaste ruk so bestudeer, en dit is so amazing, die boek Hebreërs. En as 'n mens kyk na Hebreërs 11, gaan dit oor die geloofsdade. Ek gaan net hier en daar een noem. Ek dink onmiddellik aan Noag. Noag was 'n man soos ek en jy, wat die Here aarde toe gestuur het. Maar Noag moes in al hierdie sondige wêreld, daar was nie 'n gemeente waarheen hy kon gegaan het en 'n pastoor wat hom kon gehelp het nie. Hy moes by God uitgekom het en hy moes gehoor het wat God gesê het. En die God van hemel en aarde het vir hom 'n opdrag gegee, bou 'n ark. Dit klink simpel vandag. Maar dink bietjie daaraan as die Here vir jou 'n boodskap gee, of hy sê net vir jou, gaan sê vir daai persoon ek is lief vir haar. Wat vat dit van jou? Is dit nou regtig die Here? Moet ek dit nou regtig doen? Gaan hy dink ek is simpel nie? Wat gaan sy nou van my dink? Wat gaan hy nou van my dink? Net nou lag hulle vir my, net nou dit. Het dit al met julle gebeur? Kan ek net bietjie sien, net so, is dit so? Het jy al 'n gevoel gekry, jy moet vir iemand iets gaan sê of iets gaan doen, of jy kry in die winkel, koop net hierdie ding en gaan gee dit vir Sina of vir Pieter of vir wie ook al. Nee, hulle gaan dink ek is simpel. Weet jy, is die Heilige Gees wat jou toets? Weet jy, is die Heilige Gees wat kyk of hy jou gehoorsaam kan kry? Net so het daai stem van die Here met Noag gepraat. En hy het vir hom 'n opdrag gegee. En hy het vir hom presies gesê hoe hy moet doen en waar hy moet doen en presies.
Noag is uitgejou. Noag is uitgelag. Noag het gewerk vir 120 jaar. Of 75. Kom ons los nou die getal uit, maar dit is baie lank. Meer as wat ons almal oud is hierso. Het hy aan daai ark gebou. Die mense het hom uitgejou, die mense het hom gelag, bespot. Want Noag was gehoorsaam. Hy het uitgehou, hy het aangehou. En dan net in daardie tyd was daar nie reën nie. Die Here het die reën toegemaak in die hemele. Die mense het nie reën gekry en geken nie. Hulle het nie geweet hoe gaan hierdie houding nou iewers begin seil nie. Dit het nie vir hulle sin gemaak nie, so hulle het hom gespot. Dit mag dalk vir jou nie sin maak, hoekom die Here vir jou sê, vat hierdie brood vir Letty nie. Maar die Here gee 'n opdrag. Net so in hierdie, terwyl ek nou met Noag besig is, wil ek net weer getuig van my oupa. Hy het poskantoor toe gegaan, hy het niks vir sy kinders gehad nie. Hy het gesê, dame, daar is vir my 'n pakkie, en hulle kyk, hulle sê, meneer is nie, daar is nie vir jou pakkie nie, en hy sê, ek sal net 'n bietjie wag, want daar is 'n pakkie. Hy gaan uit en hy kom terug, hy sê, skus dat ek jou weer pla, dame, maar is daar 'n pakkie vir meneer is? Sê, nee meneer, daar is nie vir jou pakkie nie. En hy gaan wag nog 'n bietjie buite, want die Here het vir hom gesê, daar's 'n pakkie by die poskantoor. En hy stap vir die 3de keer. Hy sê, dame, ek is regtig jammer om jou weer eens te pla, maar gaan maak net vir my seker, of daar nie 'n pakkie is vir meneer Blomeris nie. Toe kom hy uit, daar was 'n pakkie vir meneer Blomeris. Toe hy dit oopmaak, toe sit 'n brood vir sy gesin. 'n Brood wat iemand gepos het. Want die persoon was gehoorsaam wat God vir haar gesê het om te doen. Hoe simpel het dit gelyk om 'n brood te pos. Maar meneer Blomeris het gehoor, daar is 'n pakkie vir jou by die poskantoor. Noag bou die ark. Noag het die ark gebou deur al die gespot. En toe die Here die deur sluit, toe kom die water. En die vloed kom van onder af. En die hemel gaan oop. Gehoorsaamheid is die sleutel vir môre. Gehoorsaam as die Here vir jou sê, gaan maak reg. Gaan maak reg. Want jy weet nie of jy môre nog 'n tydjie het nie. Tannie Glenda kan nie vandag meer regmaak nie. En niemand kan met Tannie Glenda vandag regmaak nie. Want Tannie Glenda is weg. Net so weet ek en jy nie wat vir ons vir môre wag nie. My oproep vir môre is, kom dat ek en jy ons harte so vat en ons dop hom so om en ons kyk wat se lelik is daar binne. Hoekom draai jy so hard aan daai onvergewensgesindheid? Is jy dan trots? Jy weet Satan is uit die hemel uitgeskop oor trots. Wat is trots? Ek kan van jou praat, want ek is beter as jy. Wie is jy agter alles? So nou skinder ek van jou. Dis een eienskap van trots. Ek dink ek is beter as jy. En as ek nie kan vergewe nie, is dit omdat ek te trots is hier binnekant in my. Ek is nie bereid om die minste te wees nie. Ek is nie bereid om die knie te buig en te sê, hoorie, ekskuus, maar ek het eintlik jou seer gemaak. Ek het eintlik aanstoot geneem. Want my troon was bietjie hoog vanmôre. Die hoogmoed is bietjie hoog. Kom laat ons sien soos Jesus Christus ons sien. En laat ons niks dink ek is beter as 'n ander een nie. En laat ons vergewe en mekaar vryspreek. Want as ek vergewe, ek gaan dit net met die Bybel doen.
As ek nie vergewe nie, oral waar ek gaan, is daai onvergewensgesindheid saam met my. Ek is op die toilet, ek is in die bad, ek is in die kar, ek is op vakansie, ek is oral. Is daardie persoon wat ek nie kan vergewe nie, is saam met my. Maar die oomblik as ek sê, Here Jesus, ek kies om daardie persoon te vergewe. Ek spreek daardie persoon vry in Jesus naam. Ek los hom by u voete, Here. Dan raak ek los. Dan kan ek alleen badkamer toe gaan, ek kan alleen toilet toe gaan, ek kan alleen vakansie gaan hou. Het jy jou al gekry waar jy op die troon sit en terwyl jy miskien in die bad sit, is jy besig om te beklei, jy het so gemaak, jy het dit gedoen, hoekom het jy gedaai en gedie? Dan het jy nie vergewe nie, want in jou kop veg jy nog daai persoon. Maar as jy hom neersit en sê, Here, ek kies om hom by u voete te los. En as jy hom weer wil vat, dan sê jy, nee Here, ek kies om hom weer te vergewe, totdat jy vir hom kan bid. So kom, laat ons vergewe. Voor jy die nuwe jaar begin aan jouself werk, om almal vry te spreek. Elke situasie as kind wat jy deurgemaak het, wat jou seer gemaak het, elke situasie in jou werksomstandighede, in jou grootmenslewe, ongeag wat gebeur het. Kies om te vergewe en kies om vry te spreek en kies om die wil van die Here in jou lewe te ontvang. Kies om gehoorsaam te wees. Nou gaan jy sy stem hoor en dan mag jy dan die volgende wees wat 'n brood vir iemand kos. Wat nie brood of kos op die tafel gehad het nie. Maar gehoorsaamheid is beter as offerande vir die Here. Sy vir jou volgende keer sê, koop daardie ding vir daai ou, gaan gee hierdie ding vir die persoon, sê vir haar, die Here sê, ek is lief vir jou. Of jy sê net, ek ervaar, moet vir jou sê, Jesus sê, hy is lief vir jou. Maak nie saak hoe jy dit doen nie, maak nie saak hoe stupid dit vir jou lyk nie, die Here wil net weet, is jy bereid om gehoorsaam te wees aan sy woord? Kom ons bid saam. Dankie dierbare Hemelse Vader, vir 'n liefdevolle Vader wat U is, vir die Seun Jesus wat gekom het, en die prys kom betaal het, ten volle Here Jesus. En dankie dat ons vanmôre net kan kom en sê, help ons. Ons kies vanmôre om ons harte om te dop, Here, om te vergewe alles wat hier binne aangaan. As dit 'n ou kannetjie vol wurms is, Here, laat ons een wurm uithaal en met hom deel, sodat ons kan loskom van die verlede, wat ons so vashou, wat ons so bind, wat ons so seer maak, en wat ons so siek maak. Dat ons sal loskom van die onbenullighede, Here. Want ons almal is mense, ons almal maak foute. En dat ons mekaar begin sien, soos wat U ons sien. Met Jesus liefde. Ek eer U en ek loof U en ek stuur hierdie mensies in tot die 31ste, Here Jesus. Wees met hulle in hierdie feesgety, behoed en bewaar hulle, elkeen waar hulle op verskillende paaie is, elkeen waar hulle op verskillende plekke is, Here, dat hulle U in alles wat hulle doen sal eer en dit sal geniet. Want U ook vir ons gesê, ons moet die lewe geniet, maar ons moet U saam met ons vat in alles wat ons doen, dat ons dit sal doen tot eer en verheerliking van U naam. Ons loof en ons prys U. Hiermee die bedankings, ek wil net baie dankie sê aan Help Mekaar begrafnisdienste wat ons gehelp het, veral vir oom Dani wat altyd bereid is om te help daar waar daar baie keer dinge moeilik gaan, vir hulle dienste, uitstekende diens, baie dankie oom Dani en sy span, vir julle hulp gedurende hierdie tyd. Ons wil ook dankie sê aan Mossie Sorgsentrum, vir waar hulle vir Tannie Glenda gehuisves het en ook bereid was om een en weer te hardloop en te help met die versorging. Ons waardeer elkeen van julle. Ek wil veral vir
Susan uitsonder waar sy regtig waar baie moeite gedoen het. Susan, baie dankie daarvoor, ons waardeer jou. En dan vir Sandra en vir Louis, wat ook altyd bereid was om saam besoek te gaan doen en my te vat na die hospitaal toe. Baie dankie vir al julle moeite en al julle bystand gedurende hierdie tyd. Dan wil ek ook vir Sesra sê, baie dankie Sesra, dat jy bereid was om die diens te lei, terwyl dit nie vir my moontlik was nie. En ek wil vir elkeen, die mensies agter by die klank, JP en Sipho, baie dankie sê, Geraldine wat al die pad van Rodepoort af gekom het om ons te help. Geraldine, baie dankie vir die musiek, die liedjies wat jy gesing het. Ons waardeer dit werklik opreg. Elkeen wat 'n bydrae gemaak het, wat die dag moontlik gemaak het, wil ek sê baie dankie. En mag elkeen van julle geseënd wees, gebless wees. En daar is anoniem mensies wat ook vir ons gehelp het mee. Ek wil vir julle ook sê dankie van Tannie Klina se familie wat dit moontlik gemaak het dat ons die dame kon betaal het wat na haar gekyk het. En dan ook uitgesonder wil ek graag die Dievenage gesin wat 'n kamer oopgestel het, wat reggemaak het vir Tannie Klina se versorging. Ons waardeer dit opreg. Julle harte word gesien en mag elkeen van julle geseënd wees. Dankie vir elke een, die wat ek uitgelaat het. Dankie. Ons waardeer dit alles uit ons harte uit. Mag julle geseënd wees. Dankie. Tata.